En box number 16, unlock, autoimmune, shame, venom, poison. Nou kan julle onthou, in die tyd van die corona, toe's daar 2 kampe. Daar was die kamp wat wou, en dan was daar die kamp wat nie wou nie. Lees nou tussen my lyne. En kan julle onthou, hoe het daai 2 kampe mekaar geshame? Kan julle onthou, hoeveel families het opgebreek, hoeveel vriendskappe het opgebreek, hoeveel verhoudings het seer gekry, as gevolg van die fearmongering, om daardie ding toe te laat in jou lewe, en hoeveel seer en shame het daar uitgekom. En in box nummer 16 is spesifiek gemaak, om die venom, en die poison, en die toxins, van daardie vriend, ook uit die liggaam te haal. So as jy iemand is wat kies, om jou kindertjies deur daai te sit, moet jy as mamma jou navorsing gaan doen. Ek onthou in daai tyd, het hulle, baie van my pasiënte, ek het by die hospitaal gewerk in daai tyd, dan het hulle na my toe gekom, dan het hulle vir my gesê, ja, maar gaan jy dit doen? En ek moes verskriklik neutraal, neutrality, ek moes verskriklik neutrality hê, want eerstens, as ek 'n standpunt ingeneem het op daai stadium, sou ek helfte van my pasiënte verloor het, en op daai stadium kon ek nie bekostig om 'n houding te gehad het, en te sê, maar julle kan nie meer na my praktyk toe kom nie, want julle het nou daai ding gevat. My sienswyse en antwoord aan die pasiënte was, ek gaan dit nie doen nie, want ek het 'n baie allergiese liggaam, en my liggaam reageer tot vir 'n vitamindrip. Ek kan eers 'n Vitamiin C drip kry nie, dan voel ek siek. So vir my voel dit nie lig nie, dit voel nie vir my soos liefde nie, dit voel nie vir my goed nie. Dit was my eerste antwoord. My tweede antwoord was, ek ken my liggaam, ek weet my liggaam gaan nie goed reageer op dit nie. Nommer 3 was, daar was nie vir my genoeg navorsing gedoen, om hierdie ding vir my te kan bewys dat dit my gaan help nie. En nommer 4 is, omdat daar soveel vrees aan die ding bygesit is, en omdat daar gesê was, jy sal jou werk verloor as jy dit nie kry nie, of jy mag nie travel as jy dit nie kry nie, en dan gaan jy nie weer jou kinders kan sien nie. Daardie voorwaarde, wat aan dit gesit is, het nie vir my van die skepper afgekom nie. En onthou julle aan die begin van hierdie journey het ek vir julle gesê, as jy my produk gebruik, as jy op my trein is, as jy 'n kliënt in die praktyk was, as jy in my kring is, en jy voel nie lig en liefde en vrede by my nie, dan moet jy nie hier wees nie. En in daardie tyd was dit my groot les, om die toe te laat, om te spit, en dan nou hierdie te gaan kry, as hulle voel hulle wil dit kry, en hulle toe te laat om dit te doen, maar om ook self die keuse te kon maak, om vir myself te sê, dit voel nie vir my goed nie, dit voel nie vir my reg nie. Daar is baie ouers, ek self, moes my mannetjies roer laat vaccinate, en ek gaan nou met julle praat oor vaccinations in hierdie video, en dit is 'n baie persoonlike video, en ek wil hê julle moet my hoor. So, ek het baie navorsing gedoen oor autisme. En my kollega wat my gehelp het om my tesis te skryf en wat 'n baie positiewe invloed op my seun se lewe het, sy het my baie geleer oor neurodiversiteit en oor autisme. En ek en sy staan heeltemal in opposisie met mekaar, wanneer dit kom by inentings. Nou, wat ek by haar geleer het, is, ons het neurodiverse patrone in ons bloedlyne, en daar is bloedlyne met die MTFRG, en ek gaan al hierdie vir julle leer in boek nommer 14 neura, maar jy word gebore neurodiverse, en dan is daar goed soos triggers, wat dit aktiveer. Nou, as jy kyk na 'n inenting, en jy gaan doen jou navorsing, en jy gaan kyk wat is binne in 'n inenting, en jy kyk na ietsie soos mercury, daar's mercury in 'n inenting, kook. Daar's aluminium in 'n inenting. Daar's allerlei vreemde goed in 'n inenting wat nie deel is van 'n liggaam nie. Buite dat hulle die virus of 'n sel in jou sal sit,
sit hulle allerhande snaakse goed in. Nou, die minuut as jy snaakse goed in 'n liggaam sit wat al klaar 'n snaakse immuunstelsel het, al klaar 'n MTFR geen het en wat al klaar half sensitief is vir allerhande goed, kan jy daai geen aanskakel en jou kind kan dan autisties oornag raak, soos wat dit in my geval was. So ek was swanger met mannetjies Roo en ek kon in die baarmoeder al ervaar, hierdie is 'n interessante siel, ek kon dit voel. Ek kon gesien het die eerste 3 dae van sy geboorte, as ek met hom praat, verstaan hy my. Ek gaan nog vir julle al sy stories vertel. Maar hy was nogal heel op die regte pad, totdat hy sy 5-in-1 heksa gaan kry het. En die gees het vir my gesê, moenie hierdie ene vir hom gee nie. Ek het hom teen TB laat inent, ek het hom sy goedjies laat kry, ek sou vir die tannetjie gevra het, is hierdie een opsioneel, is hierdie een moet? Dan sê hy vir my gesê, man, weet jy so, en ek het sy inentings uitgerek, en ongelukkig het ek nog nie Embark geken nie, want onthou, Marcus en ek het Embark ontdek as gevolg van my verlede. So, ek wil vir julle sê, dat inentings nie goed in my liggaam sit nie, en as jy kies om jou kinders in te ent, is dit jou keuse, gaan doen jou navorsing en gebruik jou Embark elixirs as protokol voor, tydens en na die inentings. Met ander woorde, as jy weet, jy moet jou babietjie nou sy inentingkie gaan gee, begin met Embark nommer 16, begin met Embark nommer 17, en begin daai lyfie voorberei en kyk na die immuunstelsel, en daar's protokols wat ek vir julle kan gee vir die inentings, en dan terwyl die babietjie nou deur die inenting gaan, en dan daarna, moet ons daai lyfies ondersteun om van daai swaar metale, daai toksines, daai gifstowwe ontslae te raak. So weer eens het ek vir julle gesê, ek is nie hier om judgerig te wees nie, ek is nie hier om ooit op iemand se tone te trap nie, Embark moet jou ondersteun, en dit maak nie saak wat jy besluit en wat jy kies nie, solank as wat dit jou gaan help, is ek tevrede, want jy mag spit in jou tuin soos wat jy wil, en dit gaan nie help om nou shame op hierdie ding te sit, en dit erger te maak nie, en wat nou baie erg is julle weet dat meneer Kennedy het nou die dag die COVID-vaksin se data gerelease, ek weet nie of julle dit weet nie. En die waarheid het toe nou ongelukkig uiteindelik uitgekom, dat hierdie is maar 'n tipe van 'n lethal injection poison gewees. Hulle het regtig maar 'n human experiment gedoen. So nou het ek baie mense om my vir wie ek lief het, wat onskuldig hierdie ding gaan kry het, wat gedink het hulle help ander mense, hulle wil nie oumakies siek maak nie, hulle doen hierdie vir hulle gesinne, hulle is geveermanger, hulle is gedwing. En wat sê ek nou vir hierdie mense om my? Ek sê vir julle, Embark nommer 17 Freedom, Embark nommer 16 Unlock, Embark nommer 30 Untouchable. Dit is jou 3 elixirs wat jy gaan gebruik om daai venom uit jou DNA te kry, om daai venom uit jou stelsel te kry. Want ek wil vir julle sê, in die laaste 4 jaar het die meeste auto-immune diseases gekom na daai ding. En ons kon in die praktyk met die ozondrups en met die Embark elixirs en met die Heal Ampulles kon ek ongelooflik baie van hierdie gifstowwe en toksines uit die lywe kry. Ek weet net vandag dat 90% van die siektes wat ek gesien het in die praktyk het van hierdie vriend afgekom. En dit gaan nie help dat ek net sê, ja, julle moes geluister het en ek gaan julle nou shame nie, want dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan vir my oor wat kan ons nou doen? Where do we go from here? Wat leer ons hier uit? As hulle nou weer met so 'n eksperiment na ons toe gaan kom, hoe gaan ons dit hanteer? Wat gaan ons doen? Wat gaan ons sê? Hoe gaan ons daarna kyk? Wat gaan ons met ons liggame nou doen om hierdie venom, antivenom en poison te isoleer en uit die liggaam te kry? Dis punt nommer 1. Punt nommer 2 is, hoe maak ek my immuunstelsel sterk genoeg? En punt nommer 3 is, hoe kan ek in 'n detox ingaan sonder om my liggaam swaar te laat kry, seer te maak of siek te maak? So ek hoop dat hierdie spesifieke video vir julle baie gaan help. Ek gaan julle nou die storie van die perd vertel. Ek wil net hê
Julle moet gaan kyk na embark nommer 16. As 'n spinnekop jou byt, as 'n muskiet jou byt, as 'n gogga jou byt, dan maak hy mos daai knop, dan maak hy mos daai gif, hy maak daai poison, daai venom in jou, 'n slang byt, daai tipe van goed. So daarom is dit so lekker om jou embark te gebruik op jou vel as jou, veral in die somermaande, November, Desember, Januarie, Februarie, is dit my en mannetjie Leroux se lyfolie. So ek maak vir ons 'n elixir dilute, 'n lekker 200 ml aan met hierdie, en ons smeer hom aan en in die aand as ons slaap en ons skop ons oop, daar's nog geen goggas en goed wat ons byt nie. So ek wil vir julle sê wat ek gevind het, is hierdie is 'n ongelooflike elixir om te gebruik op jou gesin tot op jou baba, en dan wanneer iets jou gebyt het, dan smeer jy nou hierdie aan as die anti-venom om dit uit te trek, en dan gaan julle nie glo nie, embark nommer 4 pitch, as jy hom aansmeer na die tyd, dan trek hy daai pitch, daai kwaad, uit daai muskietbyt, of uit daai bysteek, of uit daai spinnekop byt uit, en hy maak daai vel heeltemal gesond. So dis die eerste deel van anti-venom wat ek nou vir julle gaan verduidelik, en nou gaan ek vir julle die emosionele, spirituele aspek van gif en anti-venom en poison verduidelik.